Genesis 39. Die Ismaelitiese handelaars het vir Josef Egipte toe gebring. Daar het Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, hom by hulle gekoop. Die Here was met Josef, sodat dit met hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. Toe Potifar dit raak sien en besef die Here is met Josef, aangesien hy suksesvol was in alles wat hy doen, was Potifar hom goedgesind. Hy het Josef as sy persoonlike sekretaris aangestel en sy hele huishouding en selfs sy sake transaksies aan hom toevertrou. Van toe af het die Here Potifar geseën ter wille van Josef. Die huishouding het glad verloop en sy boerdery het vooruit gegaan. Daarom het Potifar hom aangestel oor alles wat hy besit. Met Josef aan die stuur het hy geen bekommernisse gehad nie, behalwe om te besluit wat hy wou eet. Josef was goed gebou en baie aantreklik. Na sy bevordering het Potifar se vrou met begeerte na hom begin kyk. Sy het hom genooi om by haar te kom slaap, maar Josef het geweier. "Kyk," sê hy vir haar, "my meester vertrou my met alles in sy hele huishouding. Niemand het meer gesag daaroor as ek nie. Hy het niks van my weerhou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek ooit so 'n slegte ding doen? Ek sal mos teen God oortree." Sy het dag na dag druk op hom uitgeoefen, maar hy het volhard om nie toe te gee aan haar versoeke nie. Hy het self so ver moontlik uit haar pad probeer bly. Eendag was hy besig om sy werk te doen, terwyl daar niemand anders in die huis was nie. Sy kom toe en gryp hom aan sy klere en eis van hom: "Kom slaap by my." Josef het hom losgeskeur, maar in die proses die kledingstuk waaraan sy hom gegryp het, agtergelaat en uit die huis gehardloop. Toe sy sien dat sy 'n stuk van sy klere aan haar hand vashou en dat hy gevlug het, begin sy skree. Almal in die huis kom toe aangehardloop. "My man het hierdie Hebreëse slaaf hier gebring om ons te beledig," het sy gesnik. "Hy het my probeer verkrag, maar ek het geskree. Toe hy hoor hoe ek om hulp roep, het hy weggehardloop, maar hierdie kledingstuk by my agtergelaat." Sy het die kledingstuk by haar gehou totdat haar man weer tuis gekom het. Sy sê toe vir hom: "Daardie Hebreëse slaaf wat jy hier ingebring het probeer om by my aan te lê. Gelukkig het ek geskree, toe hardloop hy hier uit, maar het sy kleed agtergelaat." Nadat Potifar sy vrou se storie gehoor het oor wat hy met haar probeer aanvang het, was hy briesend. Hy gryp Josef en gooi hom in die tronk waar die koning se gevangenes gehou word. Terwyl hy daar in die tronk was die Here ook met Josef. Hy het sy getrouheid aan Josef bewys, deurdat die tronkbewaarder hom goedgesind was. Spoedig het die tronkbewaarder Josef oor die ander gevangenes aangestel en oor alles wat in die tronk moes gebeur. Die tronkbewaarder het geen bekommernis gehad nie, want Josef het oor alles toesig gehou. Die Here was met hom, sodat hy suksesvol was in alles wat hy gedoen het.